Vriende, ons het by ons laaste kroon gekom en ek wil net weer 'n bietjie saamvat. U weet dat daar's 5 krone. Die Bybel maak maak duidelik melding van 5 krone. En so het ek in die afgelope paar Sondae vir u elke kroon baie probeer verduidelik. Die vraag wat elke keer in my hart opgekom het, en dis die vraag waarmee ek vanaand vir die huis toe stuur en gaan stuur, is hierdie vraag: is my naam op daardie lys van krone? Net jy en ek kan sorg dat ons naam daarop kom, deurdat ons aan die vereistes van hierdie krone gaan en kan voldoen. En daar is sekere voorwaardes en hier het agtergekom. En vanaand gaan ek dit saamvat of die laaste kroon vir u noem. Maar ek wil tog vir u vra dat u moet onthou wat gedoen is vir Jesus op aarde is wat gaan tel in die hemel. Uit dankbaarheid dat die Here my siel uit genade gered het. Dis hoekom ek iets vir die Here wil doen. Daar's baie maniere en ek gaan dit volgende Sondag met u praat oor sielewenning. Hoe lei ek iemand na die Here Jesus toe? Hoe kan ek sien dat daardie persoon die Here Jesus nodig het? Vir jou 'n paar riglyne gee. En hoe kan ek betrokke raak in die werk van die Here? Interessant, wanneer dit kom by sielewenning sal almal graag wil bid en hier by die kerk bly en vir my daardie versekering gee. Dominee, gaan jy my uit? Ek sal bid. Maar hoor gou mooi, ek wil eers vir u sê, as jy dit gesmaak het, as jy eers met 'n persoon praat en jy sien hy byt aan hierdie aas wat jy uitgegooi het en wat die Here in jou hart vir jou gee. Jy moet altyd bid voordat jy uitgaan. Here, gee vir my die regte woorde om met die regte persoon. Jy moet die regte aas hê. Dit help nie jy gaan snoek vang met wurmpies nie. Jy gaan nie wurmpies gebruik om 'n snoek te vang nie. Jy gaan die regte aas gebruik om snoek te vang. So jy moet die regte aas gebruik. Moet aan daai hoek wees wanneer jy hom uitgooi. Jy soek altyd 'n aankopingspunt. En 'n traktaatjie is altyd een van die beste maniere om 'n aankopingspunt te kry. Maar wat gedoen is vir Jesus, dis al wat gaan tel. En dis wat gaan tel in die hemel. En dan gaan volgens, hoor wat sê hy? Hy gaan kom, kyk, hy kom en sy loon is by hom om elkeen te vergeld volgens dit wat hy of sy gedoen het. Nie vir die Here sê wat ek vir ander gedoen het en vir my werk vir Farao gedoen het, wat het ek vir hom gedoen? Ek wil vir u 'n verhaal vertel en ek het vanmôre daarby gestop. Dis 'n ware verhaal wat vertel word van 'n besigheidsman in Amerika. En hierdie man het in 'n kinderhuis groot geword. En daar was 'n tannie in die omgewing wat eenmaal 'n week al daai kindertjies kom haal het. En dan het sy 'n punt daarvan gemaak om koekies te bak en sommer hierdie aanmaakkoeldrank. Hy sê dis sommer hierdie aanmaakkoeldrank daar gehad. En dan het sy vir hulle geëntertain met daardie koekies en daardie aanmaakkoeldrank. Maar hy sê hoe ouer hy geword en hoe meer hy daar gekom het, het hy agtergekom wat is die tannie se doel. Hy sê hulle altyd Bybelstories vertel. Voordat hulle terug gaan kinderhuis toe, het sy altyd vir hulle een of ander Bybelstorie vertel en vir hulle altyd gevra of hulle saak met die Here reg is. Hy sê eendag toe hy daar gekom, maar weer as 'n jong seun uit in die kinderhuis groot geword. Hy sê al wat hy geken het, hy het nie 'n ouer huis gehad nie. Hy sê hierdie tannie was soos sy ma gewees wat haar ontferm het oor hom. En hy sê so het hy maar oor die ander kinders ook, maar hy het dit baie persoonlik ervaar. Die moeite wat die tannie doen deur die koekies se bak en die aanmaakkoeldrank vir hulle te gee en met hulle te praat. En hy het agterkom die tannie stel regtig belang in hom dat hy in 'n verhouding met die Here Jesus moet kom. En hierdie tannie is toe oorlede en hierdie man is uit die skool uit die kinderhuis uit, hy het begin werk. Hy sê hy het dit 'n punt gemaak. Veral toe hy getroud is, het hy sy vrou en sy kinders geneem en dan het hulle deur daardie dorpie gery. En dan het hy na daai begrafplaas toe gegaan en dan het hy daar gaan kniel. En dan het hy vir die Here dankie gesê vir hierdie tannie wat hom vertel het van die Here Jesus. En hierdie tannie wat hom na die Here Jesus toe gelei het. Hy sê hoe baie het hy vir die Here dankie gesê vir die koekies en die aanmaakkoeldrank.
wat gemaak het dat sy hart oopgegaan het vir die evangelie. Toe het mense hom baie keer in die begrafplaas gesien en vir hom gevra, sê gou vir my, is dit jou moeder wat hier lê? En toe antwoord hy die persoon die dag so, toe sê nee, dis nie my moeder wat hier lê nie. Ek kom elke keer hier verby om net te kom dankie sê vir hierdie tannie wat my na Jesus toe gelei het. Hy sê elke jaar as hulle in daai rigting gegaan het, het hy 'n punt gemaak om daai dorpie verby te gaan. Net om dankie te sê. Die vraag het in my hart opgekom, sal daar eendag mense by my en jou graf kom kniel? Sal iemand ooit daar kom, moeite maak om te kom en net vir die Here kom dankie sê vir daardie man, daardie vrou wat hom of haar na die Here Jesus toe gelei het? Hoe weet ons? Hy kan nie eers dit geweet nie. Maar hy maak dit 'n punt elke jaar. Dan gaan sê Here dankie. Daar was iemand wat vir my siel omgegee. Daar was iemand wat vir my gebid het. Daar was iemand wat so belang gestel het in my om my na Jesus toe te lei. Elke jaar. Die verhaal lei elke jaar. Tot en met daardie storie geskryf is, 'n ware verhaal. Het daardie man teruggegaan net om te sê Here dankie vir hierdie tannie. As jy vanaand huis toe gaan, mag dit elke dag vir jou 'n uitdaging wees. Sal iemand eendag moeite doen om by jou graf te kom staan en vir die Here te sê Here, ek dank U vir hierdie man se lewe. Ek dank U vir hierdie vrou se lewe. Ek dank U dat hulle soveel vir my omgegee het. Deurdat hulle die instrument was wat U gebruik het om my na Jesus te lei. Dis 'n wonderlike verhaal nie. Sal iemand kom dankie sê? Ek wil by die laaste kroon kom. En hy word genoem die kroon van die lewe. Hy word ook genoem die martelaarskroon. En u kan saam met my blaai. Daar's 'n paar plekke waar ons dit lees in Jakobus 1. En dan blaai jy saam met my na Openbaring 2 vers 10. Jakobus skryf vir hierdie kroon en hy sê hierdie woordjie. Hy sê salig is die man wat versoeking, hierdie woordjie versoeking word ook vertaal en het ook die betekenis as betekenis van verdrukking. Salig is die man wat versoeking verdra, wat verdrukking wat ly. Want as hy die toets deurstaan het. Sien daar's 'n toets wat ek en jy moet skryf. As ek en jy hom deurgekom het. Hoor wat sê Jakobus, sal hy of sal sy die kroon van die lewe ontvang wat die Here Jesus beloof het aan die wat hom liefhet. Wat 'n beloning. As ek en jy die versoeking, as ek en jy die verdrukking. Paulus skryf aan Timoteus, hy sê almal wat godvrugtig wil lewe. Jy kan maar die versekering hê. Hy sê dit vir Paulus, sê dit vir Timoteus in 1 Timoteus, hy sê sal vervolging ervaar. Hy noem dit hier die kroon van die lewe. Hoor hoe noem hy dit daar in Openbaring 2? Nou noem hy 'n paar dinge. Hy sê vrees vir niks wat jy sal ly nie met 'n lang y. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê, hoor mooi. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. 'n belofte. 'n belofte wat Jesus maak. En ek wil net vir u weer sê dat hierdie woordjie versoeking beteken ook verdrukking
ter wille van die saak van Jesus Christus. Ken jy verdrukking? Kom ek brei so 'n bietjie uit oor hierdie woordjie verdrukking. Ek dink nie dat ons in ons land, in Suid-Afrika, wanneer dit kom by die woordjie Christen, of wanneer dit kom by kerk, weet wat is vervolging nie. Ons het nog nooit verdrukking ervaar, werklik verdrukking. Ja, miskien 'n koue skouer, miskien het iemand jou iets toegesnou. Ek onthou ek het groot geword as ek altyd gepraat het, veral toe ek gewerk het by Standard Bank, het hy my altyd genoem die pastoriepadda, omdat ek altyd gepraat het oor die Here Jesus. So daar word sekere klisjées, daar word sekere dinge aan jou gekoppel wanneer jy uitstaan. Jy kry koue skouers. Is dit werklik om te ly vir die Here Jesus? Hierdie woordjie sê verdrukking ter wille van die saak van Jesus Christus. En voordat ek nou by my boodskap kom, wil ek net hierdie woordjie Christen baie mooi en duidelik vir jou verduidelik. Jy sien, as jy vanaand vir mense vra, is jy Christen, dan sal hy sê hy's 'n Christen omdat hy nie 'n moslim is nie. So die wêreld het Christendom en hulle die moslems. So dis jy val in een van hierdie twee groepe. Moslim of Christen. Maar as jy baie mooi na die Bybel gaan kyk, hoor mooi. As jy baie duidelik na die Bybel gaan kyk en jy gaan kyk na die woordjie Christen, is dit baie interessant dat hierdie woordjie net 3 keer in die Nuwe Testament voorkom, die woordjie Christen. En jy sal hom vind laat in die boek Handelinge, waar daar gesê word van die volgelinge van Jesus, en hulle is vir die heel eerste keer Christene genoem. Hulle was nie in Handelinge 2 Christene genoem nie. Jy sien die standaard van Christendom het so laag gedaal, dat almal is maar vandag Christene. Die oomblik as jy met iemand begin praat, maar dominee, ek is 'n Christen. Sê gou vir my op grond waarvan is jy 'n Christen? Ek is 'n getroue kerkganger. Ek lees daar my Bybel. Ek behoort daarom in 'n kerk. Maak dit van jou 'n Christen? Hoor gou mooi. Dit maak nie van jou 'n Christen nie. 'n Christen is 'n volgeling van Jesus Christus. Interessant, dat toe Paulus die geleentheid kry om voor koning Agrippa in Handelinge 26 van vers 27-28 daar rond, toe hy die geleentheid kry en toe koning Agrippa vir Paulus die geleentheid gee om te praat, en Paulus begin praat oor Christendom. Toe Paulus begin praat oor hierdie verhouding wat hy moet hê met die Here Jesus, toe gebruik hy hierdie woorde. Hy sê hierdie woorde, hy sê, jy beweeg my om amper 'n Christen. Jy sien, koning Agrippa het geweet wat dit beteken om 'n Christen te wees. Hy het geweet wat was die standaard. En hy het geweet sy lewe stem nie ooreen met Christen wees nie. Ek wil vir jou hierdie woorde, ek het dit neergeskryf, dit was my so terwyl ek dit nageslaan het, toe hy hierdie woorde sê, jy beweeg my om 'n Christen te word, sê die King James, almost, amper, byna, die in vertaling sê, very nearly. Paulus, jy bring my very nearly. Baie naby, maar ek is nog nie daar om ja te sê, om werklik die woord my eie te maak. Want my lewe stem nie ooreen met die woordjie Christen nie. Ek sê vir jou, in die hele Bybel kom hierdie woordjie net op 3 plekke voor. Jy sien, dit was die standaard van Christendom. Mense het geweet dat wanneer jy jou koppel en gaan lees na daai koppeling van die disippels, is vir die heel eerste keer Christene genoem. Dit was asof die helse deksel vir hulle afgespring het. Dis van een tronk na die ander tronk. Vervolging, verdrukking, gelei ter wille van die naam van Jesus. Ek wil jou vanaand vra, liewe kind van die Here, het jy gelei ter wille van die naam van Jesus?
Mag ek vanaand vir jou vra, wat kos jou Christendom jou? Wat kos dit jou? Kos dit jou iets? Ek moet vir u waarsku dat soos wat die koms van die Here Jesus nader kom, en hou maar die wêreld dop, hou maar die nuwe paus se aanstelling dop, hou maar die woord van God dop, wat 'n rol die woord, die Bybel gaan speel. Hoor gaan mooi, ek het dit Woensdag aand in die bid hier gesê, Dawid het sy herderstas volgemaak met klippies, met die beloftes van God. Jy moet maar sorg dat jou herderstas jou hart vol raak met die woord van God. Daar gaan 'n tyd kom, en die kerk gaan nie gespaar word van hierdie woord nie, vervolging af. Jy gaan ly ter wille van die naam van die Here Jesus. Ek wil jou wys, wat sê die Bybel daar rondom. So salig, hoor mooi wat sê Jesus. Salig is julle. Salig is die man, Jakobus 1 vers 12, wat verdrukking weerstaan, want hy of sy sal die kroon van die lewe ontvang. Weerens die vraag, aan wie beloof die Here Jesus hierdie kroon? Dit is belangrik om elke keer te gaan kyk, wie kwalifiseer, wie is die persone wat die dag sy naam uitgeroep gaan word deur die Here Jesus, en wanneer hierdie kroon oorhandig gaan word. Daai kroon gaan 'n naam op hê, soos die sielewennerskroon, of die kroon van die lewe, of hy gaan staan martelaarskroon. Hoor gemooi, jy gaan weet waarvoor jy beloon gaan word. Is nie wonderlik nie? Dis nie sommer soos baie keer wanneer 'n mens 'n marathon gehardloop het, en soos jy inkom, kry jy maar 'n medalje nie. Nee. Voor die bema gaan jou naam uitgeroep word. Ek het baie keer al gewonder, my gedagtes kan nogal met my 'n bietjie op loop gaan. By watter kroon gaan Jesus begin? Gaan hy eers begin met die wederkomskroon, hulle wat almal sy wederkoms lief gehad het en verwag het, of hoe gaan dit wees? Wanneer gaan watter kroon uitgedeel word? Hoor gemooi, dis 'n beloningsseremonie. Maar hierdie kroon word beloof aan kinders van die Here, hoor nou mooi, wat op een of ander manier, terwille van die evangelie van Jesus Christus, terwille van sy saak, hier op aarde gelei het. Ek wil 'n ander woord hier invoeg, en ek doen nou 'n invoeging hier, wat ook terwille van die evangelie en die saak van die Here hier op aarde gespot en bespot word. Dis lekker. Dis lekker om daar by die werk, dominee, jy weet nie wat se omstandighede. Jy sê ons moet daar getuie vir die Here wees. Jy verstaan nie. Jy verstaan nie met die atmosfeer by die werk nie. Jy weet nie wat vir my gaan wag. Ons mag nie by die werk daaroor praat nie. Hulle gaan my, hoor mooi, die Here sê salig is daardie man en daardie vrou, wat terwille van die naam van Jesus, vir die saak, die evangelie van Jesus Christus, op aarde gelei. Hierdie kroon gaan ook gegee word aan iemand wat as 'n martelaar vir die Here Jesus op aarde, terwille van die evangelie en die saak van die Here Jesus op aarde gesterf het, as 'n martelaar. Ek kon nie anders om aan die kerkgeskiedenis te dink. Ek dink aan Nero, wat kinders van God gebruik het as fakkels. Terwille van die naam, ek is 'n kind van die Here. Sweer dit af, dan hoef jy nie as 'n fakkel aan die brand gesteek te word, of vir die leeu's gegooi te word. Hoor gemooi, hoor jy die stem van die duiwel? Sê net, soos in die stilte, 'n geheime, silent Christian, soos ek môre gesê het. Wees maar net so, ag Here, U weet in my hart dien ek tog vir U. Maar ek wil dit nou nie in die openbaar, want hoor gemooi, elke persoon wat as 'n brand, wat as 'n kandelaar in Nero se tyd, ek vat maar net in Nero se tyd, as 'n fakkel aan die brand gesteek geword het, wat as 'n martelaar vir Jesus Christus gesterf het, gaan vorentoe geroep word. En gaan hierdie beloning
uit die hand van Jesus ontvang. Hier kom 'n derde groepering, ja, selfs daar die persoon wat so 'n groot liefde vir die Here Jesus gehad het, so 'n innige liefde vir die Here Jesus, so 'n geweldige diep liefde vir die Here Jesus gehad het, om vir hom te sê, Here, maak nou nie saak nie. Maak nie saak onder watter, die Bybel noem dit allerhande beproewinge, allerhande toetse, vervolging en lyding, Here, terwille van u naam. Ek wil net vir u sê, hoor gemooi, Openbaring 2 vers 10, wat aan die Here Jesus getrou gebly. Mooi hoor nie. Getrou gebly. En Here, al was hierdie beproewing hoe erg, en al is hierdie vervolging hoe erg, en al spot hulle my, hoe gaan ek aan u getrou bly? Hoor nou, hier kom 'n tweede ding, en nog steeds vir hom vrugbaar wees. Here, hulle kan my maar spot. Hulle kan my enigiets toesnou, maar ek wil net vir u sê, ek gaan vir u volg, en ek wil nog steeds vir mense vertel van Jesus Christus. Terwille van Jesus, en terwille van die evangelie aan hom getrou bly. Sê gou vir my, is jy getrou aan Jesus by die werk? As aan die naam van die Here, wat jy sê jy so lief het, en hulle vloek sy naam, en hulle gebruik hom so uitdaag. Het jy daai guts, om na daai man toe te stap, daai vrou toe te stap en sê, het jy daai naam wat jy vloek, daai naam wat jy so uitroep, is daai naam wat ek lief het, is daai persoon wat my gesterf het aan 'n kruis op Golgotha, het jy daai guts gehad? Ons gaan weer as Christene. Hulle is vir die heel eerste keer gaan kyk, dit is diep in die boek Handelinge, nadat hulle na hulle lewe gekyk het, hoor gemooi, gaan kyk, wie het dit vir daardie persone gesê, vir die volgelinge van Jesus. Dit was die kerkmense nie. As iemand vanaand hier by die Here uitkom, en ek lei hom na die Here toe, jy lei hom na die Here toe, dan sal ons dadelik sê, hy het nou 'n Christen geword, hoor gemooi. Daardie volgelinge van Jesus, van die boek Handelinge af, het hulle geloop, en hulle die pad geloop, hulle walk en hulle talk, het was ooreen gewees. Dit wat hulle gesê het, dit wat hulle geleef het, hoor gemooi, gaan kyk, presies, die nie-Jode, en die Grieke, het gesê, daar die man, en daar die vrou, ek sien waar die ry gaan, ek sien, hulle is vir die heel eerste keer Christene genoem. Hoekom? Here, ek kan aan u getrou bly, ongeag. Toe ek ja gesê het, hulle is die wêreld teen my, al het die wêreld hulle rug, Here, ek wil vir u sê, aan u gaan ek getrou wees, en aan u getrou bly. Ek kon nie anders, as ek dink aan martelaar, om te dink aan Stefanus. Handelinge hoofstuk 8. Vriende. Stefanus. Gaan lees sy verhaal. Dit begin daar in Handelinge 6. Hy was die heel eerste Christen martelaar. En vriende, weet jy, ek dink, terwyl ek voorberei, hoe gaan hy, sy naam gaan heel bo aan staan aan die lys van martelare. Die kroon van martelaar, die martelaarskroon, die kroon van die lewe, sy naam is heel bo. En as Jesus daar die lys gaan vat, dan gaan hy genoem word. Stefanus, kan jy glo? En hier kom Stefanus heel eerste na vore gestaan. Daar gaan nie gepraat word van hoeveel klippe hom getref het. Daar gaan mense staan wat gaan sê, Stefanus, ek onthou, daar gaan 'n man wees, sy naam was Saulus, en hy het 'n Paulus geword. Hy het gesien hoe hierdie man sterwe. Hy het gesien dat terwyl hulle besig was om hom te stenig, het hy Jesus gesien staan. Jy moet dit gaan lees, hoor gemooi. Wanneer ek en jy terwille van die naam van Jesus op aarde ly,
Wanneer ek en jy deur verdrukking gaan, hoor hierdie woorde. Stefanus sê in Handelinge 8, ek sien Jesus staan aan die regterhand van God. Hebreërs 1 sê, en nadat hy opgevaar het in die hemel, het hy gaan sit aan die regterhand. Die woordjie sit beteken, sy werk is afgehandel, hy's klaar. Die werk waarvoor die Vader hom na die aarde toe gestuur het, hy het dit volbring, hy het dit afgehandel, hy het gaan sit, sit in 'n posisie, maar toe Stefanus sien, hy's in 'n krisis, toe sy kind, God se kind, hom in 'n krisis bevind, deur hierdie geweldige beproewingstydperk, gaan hierdie lydings, verdrukkingstydperk, toe sê hy, sy gesig het gestraal. Saulus, op die pad van Damaskus, wat 'n Paulus geword het, sê, hy getuig, hy sê, ek het gesien, sy gesig het geskyn. Ek het gehoor, hy sê, ek sien Jesus aan die regterhand van God staan. As ek en jy in 'n krisis, wanneer ek en jy gelei word, of wanneer ek en jy ly terwyl van die naam van Jesus, wil ek vanaand vir jou sê, jy moet moed skep. Jy moet moed skep. Daar's iemand wat vir ons intree by die Vader. Maar in my geestesoog sien ek hoe stap ou Paulus, Stefanus na vore. Ek sien dit. Eerste martelaar. En ek wonder of dit gelees gaan word soos met 'n beloning seremonie gewoonlik gedoen word. Waarvoor hierdie beloning is. Miskien word dit gesê, maar ek glo nie, ek dink al wat gaan gedoen word, ek wil dit maar net vir jou inkeer. Stefanus was die eerste martelaar, nee. Al wat Jesus gaan sê, van die hele situasie, mooi, so, goeie en getroue diensknegt. Mooi nie. Die beloning wat hy gaan ontvang terwille van die evangelie van Jesus Christus. Kyk gou mooi wat sê Matteus 5 vers 11. Jesus is aan die woord en hy sê, salig is julle wanneer die mense julle, hoor nou mooi, beledig. Was jy al beledig? Was jy al beledig? Dan noem Jesus jou salig. En vervolg. Was jy al vervolg? Dan noem Jesus jou salig. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en hoor hierdie woorde, valslik, allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. So wat sê Jesus in die saligsprekenis? Hy sê nie hierdie prosperity gospel, dit moet net goed gaan en dit sal net goed gaan en dit nee, hoor gou mooi. Nêrens praat die Bybel van daardie tipe van godsdiens nie. Die Bybel sê salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik. Ken jy die woord? Jy word beskuldig vir dit wat jy nie gedoen het nie. Valslik, allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Dis vers 11. Dan kom Jesus in vers 12. Kan jy dit glo? Ek moet vir u sê, dis nie altyd maklik nie. Jy buig oor die woord en jy bely dit, as ek Here, toe ek hierdie neerskryf, sê ek Here, dis nie so maklik nie. Dan sê Jesus, hy sê wanneer jy vervolg word of beledig word of valslik beskuldig word van dinge, dan sê hy verbly julle en verheug julle. Hoekom? Ek het nou daar hoekom ingesit. Want dis die vraag wat ek my vra as ek 'n vers lees. Verbly julle en verheug julle. Hoekom, Here? Waarin? Omdat julle loon groot is in die hemele. En nou is dit asof Jesus iets byvoeg en hy sê, want so het hulle die profete, almal wat voor jou kom en was, jy's nie die enigste een nie.
Jy's nie die enigste een wat hulle beledig nie. Jy's nie die enigste een wat vervolg word ter wille van die naam van die Here Jesus nie. Jy's nie die enigste een wat val. Die profete het dit almal al deurgegaan. Hy sê, verbly julle en verheug julle. Dis asof daar die Here my oë wegdraai van die vervolging, van die belediging, valslik allerhand. En hy sê, dink aan die loon. Dink aan die loon. Omdat jou loon waar is, in die hemele groot is. Dink aan die oomblik wanneer jy beledig, wanneer jy vervolg raak. Wat ek vanaand vir jou sê, dink aan die seremonie in die hemel, die beloning seremonie. Elke kind van die Here, wat op een of ander manier, terwille van die Here Jesus hier op aarde, en terwille van die evangelie gelei het, gespot is, en vervolg is op een of ander manier, gaan hier die kroon van die lewe. Hy staan bekend as die martelaarskroon uit die hand van die Here Jesus ontvang. Elke persoon. Al het hulle jou net gespot oor jou Christendom. Al het hulle net gespot oor jy dink jy's beter as ek. Daai neidige opmerkings. Jy gaan beloon word. Jy gaan beloon word. Ek wil dit weer vir u sê. Dink vir 'n oomblik aan daai seremonie in die hemel. Wanneer dit gaan kom by hierdie kroon. Daardie dag wanneer die Here Jesus die heel eerste martelaar se naam gaan aankondig. Ek en jy het die voorreg om dit te lees. Ek en jy weet dit vanaand, sy naam is Stefanus. Jesus hom nooi en persoonlik. En ons so in die oë kyk en sê, my kind, terwille van my naam, jy het dit alles verdra. Hier is jou beloning. Want jou loon, sê die Bybel in Matteus 5 vers 11, 10 en 11, jou loon sal groot wees. Vriende, maak jou oë toe en jy sien in jou geestesoog hoe stap uit al daardie skares wat voor hom staan. Gaan lees weer Openbaring 4 vanaf vers 11. Skares van mense. En Stefanus se naam, jou naam word genoem. Jy stap uit. En jy gaan ontvang daardie kroon, jy gaan beloon word deur die Here Jesus self. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek wil dit net graag vir u sê, dat u nie dink dat hy was 'n teoloog. Stefanus was 'n of ander teoloog geweest. Of hy was hierdie, hoor gemooi, hy was 'n eenvoudige, as ek die woord gebruik eenvoudig, bedoel ek nou nie lelik nie. Hy was 'n gewone persoon. Hy was maar net 'n diaken. Hy was 'n eenvoudige persoon geweest. Diaken. Hy tussen die ou ooms en die tannies in die ouer huis, hy het by hulle gaan werk. Hy het tussen hulle gaan werk. Handelinge 6 sê dit vir ons. Hy het vir hulle gaan bid. Hy het by daai tannie gaan staan en hy het tannie gesê, tannie, wat is tannie se behoefte? En sê tannie, kan ek saam met tannie bid, vol van die Heilige Gees. Hoor gou mooi, jy sal dit nooit maak om te sterf as 'n martelaar terwille van die naam van Jesus en terwille van sy saak, as jy nie vol is van die Heilige Gees nie, want jy sal soos 'n Petrus soms op die eerste keer wat die haan kraai, sal jy hom verloon. 'n Man vol van die Heilige Gees, vol van geloof, hoor gou mooi. Terwyl hulle om stenig praat hy. En hulle sien Jesus in sy lewe. Hy het terwille van die naam van die Here Jesus hier op aarde gelei. Mag ek vanaand jou die vraag vra? Ek wonder of jou naam, ek wonder of u naam op daardie lys van die Here Jesus verskyn. Ek wonder. Ek het nou in die afgelope paar sondae met jou oor 'n paar lyste gepraat. Die wederkoms. Is jou naam op daai lys, maar ek wil vanaand vir jou vra, sal jou naam op hierdie lys wees? Ek wil vanaand vir u sê, as ek aan al hierdie krone dink,
En dit is wonderlik as jou naam op almal is. Maar as daar 'n lys is waarop jou naam moet wees, as jy 'n verskil op aarde wil maak, as jy eendag gemis wil word op aarde, dan moet jy sorg dat jy 'n lewende getuie vir die Here Jesus is. Soos ek vanmôre vir jou gesê het, dat die duiwel, Charles Spurgeon het gesê, die duiwel sal 'n danklied in die hel hou, 'n dankdiens in die hel hou, omdat jy die aarde verlaat het. Hulle sal jou mis. Sal hulle jou mis. En jou naam moet op hierdie lys wees, omdat jy vir Jesus uitgestaan het ten koste, ten prys van enigiets. Om eendag hierdie kroon, hoor mooi, die kroon van die lewe uit die hand van Jesus te ontvang. Nie net die kroon nie, maar selfs hierdie woorde. Vriende, hierdie woorde is vir my sulke mooi woorde. Mooi so. Hoor hierdie woorde. Goeie en getroue diensknegt. Nie net met sekere tye nie, was hy getrou nie. Nee, toe die verdrukking, toe die swaar tyd daar kom, toe die spot daar kom, toe al daardie dinge kom, Here, terwille van my verhouding met U, ek kan U nie in die steek laat, Here, ek kan nie U verloon op hierdie stadium nie, nee Here, ek kan nie. Mooi, so goeie en getroue diensknegt. Ek wil afsluit met hierdie vraag. Baie belangrike vraag. Wat lei U terwille van die naam van Jesus, terwille van die evangelie van Jesus hier op aarde? As ek hierdie vraag net anders te vraag, is daar enige iets wat U opoffer of prys gee terwille van Jesus? Ek het op my notas 'n groot woord geskryf. En as daar iets is wat kinders van die Here moet prys gee terwille van die naam van Jesus, as ek nou hierdie vergadering nou vanaand moet oopmaak en sê gou vir my, wat is daar wat jy moet prys gee in jou lewe? Wat maak dat jy nie terwille van Jesus? Of wat maak dat jy nie hierdie kroon uit die hand van Jesus kan en sal ontvang nie? Kan ek vir u sê, liggaampie, vlees hou nie van vervolging nie. Die eie ek hou nie daarvan. Ek gaan dit saamvat in een woord. Gemaksigtigheid. Gemaksigtigheid maak. Ek wil dit nie prys gee nie. Ek wil in daai comfort zone in my geestelike lewe wees. Ek hoor woorde wat mense vir my sê, dominee, ek wil tog nie aanstoot gee nie. Weet jy, wat sê jy vir my? Wat sê jy daardeur? As jy nie wil, ek wil nie terwille van die Here Jesus. Baie keer kom ons daar in die Here plaas ons in daai situasies waar ons juis aanstoot moet gee. Terwille van Jesus, terwille van die evangelie, terwille van die saak hier op aarde. Jy wil so populêr wees by mense. Baie keer gaan dit kos om onpopulêr te wees, wanneer jy met jou vriende begin praat oor die Here Jesus. Jy moet weet, hulle gaan jou uitskuif. Maar dis die keuse wat ek moet maak. Dis, Here, ek sien die kans, maar ek sien die kans om dit prys te gee, om dit op te offer, vir my terwille van daardie persoon, van my vriend se siel. Ek gaan met hom praat, ek gaan met haar praat, oor die Here Jesus. Die kroon van die lewe. Of die martelaarskroon. Sal jy dit ontvang? Sal jy dit ontvang? Is jy gereed met vrymoedigheid om te sê, Here, aan al hierdie krone word daar 'n geweldige vereiste gestel. Ek moet daai vereiste moet ek nakom. Voordat ek dit ooit eendag uit die hand persoonlik van die Here Jesus gaan ontvang, voordat ek my naam gaan hoor. Ag, dit moet wonderlik wees om daar te staan, gered
gewas in en deur die bloed van Jesus. En omdat hy my skoon gewas het en omdat ek sy kind is, was my hart so dankbaar dat ek iets vir hom op aarde gedoen het. Waar ek kom, het ek terwille van sy naam, ek het getuig, ek het vertel vir mense van dit wat die Here. Hoor gou mooi. Niemand kan ooit teenoor my stry. Niemand kan teen my stry. Ek is so lief om dit altyd te gebruik as aanknopingspunt. Maak nie saak waar ek is nie, ek vertel. Ek wil net vir iets vertel, ek was 'n jong seun toe die Here Jesus my siel uit genade gered het. Ek hou daarvan. Dit maak my die deur oop. Uit dankbaarheid dat ek 'n jong seun was en die Here my siel gered het. Daarom praat ek met jou. Daarom wil ek die evangelie van Christus met jou deel. Niemand kan stry daarteen. Ek weet, my lewe het verander. Ek weet, ek het die versekering my hart. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ag, Dominee, dis vir jou maklik. Jy is in die bediening. Hulle verwag dat jy dit moet praat. En vir dit vir mense, nee. Stefanus was 'n diaken. 'n gewone kerkmens. Geredde kerkmens. Hy was nie skaam om terwille van die naam van Jesus eerstens uit te staan en tweedens vir die naam van Jesus te sterf. Kan ek vanaand vir een groot waarheid nog sê? Was dit nie vir Stefanus nie, het ons geen Nuwe Testament gehad nie. Deur Stefanus se lewe het Paulus by die Here Jesus uitgekom. Saulus op die pad van Damaskus, Handelinge hoofstuk 9. En Paulus het die grootste deel van die boek van die Nuwe Testament geskryf. Hy het aan die voete van daardie martelaar gestaan terwyl hy sterf en terwyl hy hoor hoe praat hy met Jesus in die Here. En dit het gemaak toe Saulus van Tarsus daar wegstap. Het dit gemaak dat iets hier binnekant, dit moet genuine wees, dit moet reg wees. Dit wat hierdie man beleef, dit wat hierdie man het, moet reg wees. Ek soek dit. En op die pad van Damaskus toe verskyn daar 'n lig aan hom. Ek wil jou iets vertel, en ek sluit daarmee af. Ek het dit al vir die bidtuurgangers vertel. Hele rukkie gelede, sê maar so 2 maande terug, bietjie meer. Lei ek 'n man in die bidkamer daar na die Here Jesus toe. Hy het eintlik in die nag, ek het die weg van saligheid deur die middag vir hom verduidelik. En ek het vir hom gesê, gaan dink baie mooi. Ek wil nie mense op 'n vals fondament hê nie. Ek wil ook nie mense druk om dadelik 'n oorgawe te maak nie. Ek het gesê, gaan dink daaroor. En hy was baie ryp daarvoor. En hy het huis toe gaan en vroeg daai môre, die volgende oggend kry ek 'n boodskap van hom. Hy sê, Dominee, in hierdie nag, maar ek het ook vir hom gebid soos ek baie keer bid. Ja, maak sy bed hard. Maak sy bed hard dat hy in hierdie nag by die Here Jesus sal uitkom. En daai nag vind hy die Here Jesus. Hy stuur vir my die boodskap. Dominee, ek het vrede in my hart. Ek het die Here die saak geskik. Amos 4:12 sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet, né? En hy bel my een dag, hy sê vir my, Dominee, ek wil graag hê my dogter wil ook met jou afspraak maak. Ek sê enige tyd. Ons maak 'n tyd en daai dogter kom sit voor my 2 weke. 2 weke. Nadat daai man sy lewe vir die Here gegee het. En ek vra vir hierdie dogter hierdie vraag, ek sê, wat kan ek vir jou doen? Sy kyk my so in die oë, sy sê, ek wil hê dit wat my pa het. Ek wil hê wat my pa het. Ek kan sien in ons hele huishouding het dinge verander. My pa het by die huis gekom, hy het met ons gepraat, hy het die Bybel begin vat, hy het vir ons begin lees. Dominee, gee vir my dit wat my pa het, hoor gemooi. Hulle is vir die heel eerste keer. Toe daai dogter sien my pa se wandel en sy praat begin ooreenstem, toe sê sy, ek het 'n verlange daarna. Mag die Here ons help, soos wat ons loop en dit wat ons praat, dat dit die wêreld daar buite sal honger maak na die Here Jesus. Honger sal maak. Dors sal maak, dat hulle ook sal sê, gee vir my. Johannes 12 vers 1 sê, en die Grieke het by Filippus gekom. Hulle het aan Filippus se deur gaan klop.
En hulle het weer die woorde gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Sal dit nie wonderlik wees nie? As die wêreld dit weer en kinders van die Here se lewens kan sien. Ek kan Jesus by hulle vind. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg om in hierdie tydjie te kon stil staan by die verskillende krone. Krone wat U beloof het vir die wat U koms verwag. Hierdie martelaarskroon, hulle wat terwille van U naam, en Here, dit raak al hoe moeiliker. Ons sien dit. Ons beleef dit. Wanneer jy in vandag se tyd jou staan maak terwille van die Here Jesus, dit raak al hoe moeiliker. Maar Here, U het gesê, julle is die lig van die wêreld. 'n Mens vat tog nie 'n lamp en jy sit dit onder 'n emmer nie. Jy sê daardie lamp word op 'n plek gesit sodat dit die hele wêreld kan verlig. Sal U vir ons skynende lampe vir U maak, sodat waar ons kom, daar lig sal wees. Here, ek bid dit so baie in my eie lewe. As ek uitgaan, dan sê ek vir U, Here, as ek agter die stuur klim vandag, gaan my skade wees soos Petrus in Handelinge 5, sy skade wee het op mense geval. En as gevolg van sy skade wee het mense gesond geword. Here, mense is geestelik in 'n toestand. Hulle is geestelik siek. Hulle is geestelik ver van U af. Hulle is dood binnekant hulle. En waar ons skade weer daagliks val, ons optrede, die gesindheid wat ons openbaar, moet op mense val. En gaan op mense val. En help U vir ons, dat ons so sal lewe, dat U ook van ons kan sê, salig is julle. Jesus praat met sy disippels, hy sê dit vir sy disippels, salig is julle, wanneer julle beledig word. Wanneer julle vervolg word. Salig is julle wanneer julle valslik allerhande kwaad teen julle gespreek word om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel. Kan ons indink aan daardie beloning, aan daardie welkom, aan daardie woorde van hom wat vir my gesterf het, wat my gekoop het met sy kosbare bloed. U is waardig, sê daardie vers, U is waardig om die boek te neem. En ek vat hierdie kroon wat ek uit die hand van Jesus ontvang, en ek lê dit aan sy voete neer. Here, help ons. Ons is in die pylvlak. Ons sien die eindstreep, Here. Help ons om in hierdie laaste deel van hierdie pylvlak alles in die stryd te werk, om iets vir Jesus, om 'n getuie vir koning Jesus te wees. Dankie dat ek dit vanaand vir U kan vra. Sal U die naprediker van U woord wees, Heilige Gees van God, wees daardie ou klippie soos in 'n skoen. As daar ou klippie in mense skoen is, dan irriteer dit jou. Jy gaan staan stil, jy trek die skoen uit, dan help ons, wees daardie, met respek gesê, die klippie in die skoen, totdat ons nee toe gaan. Totdat ons U vertrou om daardie werk, om vir ons so te kom vul, Here. Ek sê vir myself, as hierdie krone daar is, die enigste manier, die vereiste,
om daardie kroon is om vol te wees van u Heilige Gees, want dis die Heilige Gees wat my 'n getuie maak, wat my in staat sal stel om al hierdie dinge deur te gaan. Wees hier die naprediker daarvan, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen.